Natuurlijk jubel alle dogtertjies met hul ma's letterlik aan halsbandjies, want ma moet mos saam gaan fliek toe. As julle die nuwe Snow White bywoon, is dit dalk effektief vir gesinne, maar die film het lelik in die buiteland deurgeloop. Wat gebeur hier? Daar is min mense wat nie die storie onthou van die pragtige prinsesie wat 'n giftige appel geëet het en in 'n koma beland het nie. Daarom verwag mense 'n produk wat soos 'n vars gebakte brood uit die oond peel. Hierdie een het skaars stoom op. Dis eintlik smaakloos en lig in die broek, of is dit nou rokkie? Want jy wonder waarop die $260 miljoen gespandeer is. Die spesiale effekte dwergies lyk soos pleisters wat oor die film geplak is. Die musiek is maar gemiddeld en die storie stram en selfbewus. Net as jy bloot nog springmielie soek om jou wakker te hou. Snow White slegs in teaters. Vandag se twee flieks beklei in 'n bokskruit. Die een is totaal verskillend van die ander. Mickey 17 gee uitklop hou. Dis vir almal wat Snow White soos 'n stopstraat vermy. Hulle soek iets meer verbeeldingryk. Dis wat jy gaan kry in die seldsame Mickey 17 wat uit sy nate bars van moedswilligheid. Trap versigtig deur die petersilie op planeet Mickey 17. Dit kom van Jong Boon-ho, die genie wat Parasite uitgedink het. Jy het nog nooit so iets gesien nie. Robert Pattinson is 'n man wat herhaaldelik sterf as eksperiment. In sy 17de lewe beland hy op 'n ysplaneet waar grieselmonsters, 'n kruis tussen 'n krimpvarkie en 'n wurm, vir miljoene jare leef en vies is dat hulle planeet nou geannekseer word deur lomp aardwesens. Mickey 17 is vir fliekgangers wie se fliekkliere nog werk en wat iets uitdagend soek. Mickey 17, wees versigtig, slegs in teaters. Jy kan die resensies op Ontbytsake se webtuiste lees. Volgende week praat ek oor 'n aksiedrama Cleaner, asook die opspraakwekkende Niggies op Kyknet. Ek groet tot dan.